In 1 Johannes 2 vers 15 tot 17 lees ons, moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Ons kry hier 5 redes waarom ons beveel word om nie die wêreld lief te hê nie. En die eerste rede is as gevolg van wat dit is. Jy sien, die wêreld is nie ons tuiste nie. Die wêreld wil nie na die waarheid luister nie. Ons leef in 'n ander koninkryk. Om die wêreld lief te hê is om die wêreld se liefde iets te gee wat dit nie werd is om te ontvang nie. Dit is om die wêreld toe te laat, om jou te besit, jou te regeer, jou verwagtings te beheer. Die tweede rede, ons het nie die wêreld lief as gevolg van wie ons is nie, maar vers 15 sê, moenie die sondige wêreld en dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Vra jouself af, of ek 'n ware gelowige is, as ek na enige iets anders meer verlang as na die woord van God. As ek enige lied meer lief het, as daardie liedere wat oor Christus gaan. As ek enige moeite meer kosbaar ag as diens aan Christus. As ek enige beloning meer soek as daardie woorde, mooi, so goeie en getroue diensknegt. 'n derde rede waarom ons nie die wêreld lief het nie, is as gevolg van wat dit doen. Die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. As die sonde van hierdie wêreld en die ingesteldheid van die wêreld so ontwerp is om jou te versoek, immoraliteit in jou lewe te bring, misleiding te bring, haat te bring, God teë te staan, sonde aan te wakker, dan kan jy net so min met die liefde vir die wêreld saam bestaan as vir liefde van God, as wat lig en duisternis kan saam bestaan. Toe Eva in Genesis 3 versoek is, het sy die vrug gesien. Dit was mooi om na te kyk, goed om te eet. Dit sou vir haar soos God maak. En dis altyd die 3 invalshoeke na sonde. Wie ons lees in Galasiërs 5. Wat is die dade, die praktyke van die sondige natuur? Dis onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdienst, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid. Weet jy, dis presies hoe die wêreld opereer. Enige iets wat gedryf word om jou vleeslike welles te bevredig, kom in die koninkryk van die duisternis. Lot se vrou het dit gesien, sy wou dit hê. Sy het in 'n soutpilaar verander. Achan het dit gesien, hy wou dit hê, en hy is met klippe doodgegooi. Samson het gesien, hy wou dit hê, sy oë is uitgesteek. Dawid het dit gesien, hy wou dit hê, hy het sy eie huis vernietig. Die 4de rede waarom ons nie die wêreld moet lief hê nie, raak elke area van jou lewe. Wil jy 'n lewe hê wat jouself tentoonstel? Jy die persoon wees oor wie gespog word? Daardie trots vernietig alles. Dit vernietig alle verhoudings, want verhoudings kan slegs oorleef as mense onselfsugtig is. Trots wil met God kompeteer. Dis hoe die duiwel geval het. Wie die 5de rede? Ons het nie die wêreld lief nie, want ons weet waarin dit op pad is. Dit gaan verby. Hoekom jou energie mors as hierdie wêreld verbygaan? As dit gaan verbrokkel, uitmekaar val. Vers 17 sê, die een wat die wil van God doen, leef vir ewig. Kom ons bid saam. Here, baie dankie, dat ons vertroue in U kan stel. Geef vir ons die genade om hierdie wêreld nie lief te hê nie. Amen.